Die krangige fotograaf Koos Reyneke is ietwat in die spervuur oor 'n foto wat klaarblyklik 'n olifant wys wat 'n brandwonde opgedoen het, na bewering brandwonde opgedoen het tydens die brande by die Etosha Nasionale Park en omliggende gebiede. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en Francois Steinberg, maar Francois Steinberg gesels met Koos Reyneke in vandag se episode van Klets Kompas oor hierdie einste foto wat hy natuurlik sê hy het geneem. Maar die Ministerie van die Omgewing, Bosbou en Toerisme sê hierdie foto is deur kunsmatige intelligensie gegenereer. Jy sal maar jou eie besluite daar moet neem, maar vereers gaan kyk ons na die nuus. Francois Steinberg saam met my in die Klets Kompas ateljee. Francois, hoe gaan dit? Dit is Woensdag. Dag sê, dis Woensdag, maar my hart is swart soos my T-hemp en so pikswart soos Etosha Nasionale Park wat 1 miljoen hektaar. Ja, dit is nou daarom nie deur kunsmatige intelligensie gegenereer nie. Ons kan dit bevestig. Kan ons asseblief net vir ware goed nie kunsmatige intelligensie blameer nie? Okay, so ons bly nou maar vir eers hier onder die foulyn weg. Kom ons bly ons weg by die swart en gee eers die goeie nuus. Ja, Windhoek skouer is die enigste goeie nuus. Ek het nou gekyk toe dink ek, nee, kom ons begin nie daar nie. Kom ons gaan maar hier links van die voorblad. Windhoek skou, altyd 'n lekker tyd. Wonderlike tyd. Ek is baie spyt vandag. Ek is nie meer 'n landboujoernalis nie, want verlede jaar hierdie tyd het ek heerlik daar tussen die prachtbeeste en skape en bokke en voëls en pluimvee rondgeloop en ek is mos mal oor die reuk van beesmis. Dis vir my die lekkerste. Jy kan dit maar vir jouself hou, Francois. Maar die Windhoek skou, die lewende hawe afdeling is 'n wonderlike geleentheid. PJ Butler, die befaamde beoordelaar, Suid-Afrikaans gebore, maar wat nou in Texas bly. Hy is daar en die skou hou nog tot Saterdag aan en dan nou Saterdag is nou daai groot die kindertoulei kompetisie en dan gaan die kampioen van kampioene aangewys word en die vrugbaarste koei en dit is altyd net 'n wonderlike atmosfeer en die skou self onthou daar's altyd lekker bratwurst en wat is die ander skou ding wat is sousati. As jy op die skou is, moet jy 'n bratwurst, bretchen en 'n sousati eet. Jy moet maar net dit eet nadat jy op daai mallemele was. Nie vooraf nie asseblief. Los my eers sousati vir ek dink nie dit is regtig. Ek dink die trade-off tussen 'n koue sousati en 'n sousati wat aan die kant uitkom. Los maar liewer. En dan begin ons nou by die moeilike nuus. Kavango Oos is een van die armste streke. Ek dink nie dit is enigiemand is verbaas nie. Is jy verbaas? Nee, glad nie. Nee. Daar het nie veel ontwikkeling aangegaan nie. Kommerwekkend is die bevolkingsontploffing daar. So ek weet nie of daar voorbehoedmiddels in daai klinieke beskikbaar is en Ja, maar ons weet ook nou finansiële armoede en sekere soorte armoede half moedig mense aan, wil ek amper sê, om meer kinders te kry. Dit is, ja, want hulle kry 'n toelaag. Ja, maar afgesien van toelaag vir baie mense is dit dan nou maar die enigste rykdom wat hulle kan kry is om kinders te kry. En dan net so vinnig gaan ek weet dit ontstel jou hart 'n bietjie, Francois. Ek dink dit ontstel ons almal se harte in hierdie stadium.
afgesien van die foto nou. Ja, afgesien Die van die veldbrande foto. is onder beheer. Die veldbrande is onder beheer. Die president het gister 'n boodskap gelewer in die parlement wat sê baie dankie vir almal wat gehelp het. Ek moet sê al hierdie goed wat gebeur het, ons kan nou vingers wys. Ons kan sê dit is veroorsaak deur dit en veroorsaak deur dat. En daar is te stadig gereageer. Daar kan baie vingers gewys word, maar ek stem saam met die president, as daar een ding is wat bewys word in hierdie land, as hier 'n krisis is, staan Namibiërs saam en ons help mekaar. En regtig, dit is hoe hierdie brand geblus is, wat almal ingespring het en almal gehelp het. Maar daar's nou baie gevolge, soos byvoorbeeld, wat nou van veiding? Wat van hierdie diere wat beseer is? Wat gaan met hulle gebeur? Wie is daai veearts Janine Sharp? Is sy gaan sy alles kan hanteer? Daar is berigte dat die Universiteit van Namibië se veeartseny departement hulle veeartse gaan beskikbaar stel. Daar's privaat veeartse wat aangebied het en gesê het ons sal help, maar lees môre daaroor in Republikein. En daar moet ook 'n blitslyn gevestig word, sodat besoekers aan die park, as jy 'n beseerde dier sien, dan moet jy sê dit is die GPS-ligging, dis waar dit is, die dier makeer dit en dit, dis 'n karkas of dis 'n jakkals wat se oor gebrand het of 'n leeu wat se poot gebrand het en dit dan aanmeld sodat daar dadelik aandag aan hierdie diere gegee kan word en hulle uit hulle lyding verlos kan word. Frans Steinberg, ek dink ek verlos jou nou uit jou lyding om hier met my te sit en gesels. Jy gaan nou met iemand baie meer interessant gesels. Baie interessant, hierdie moet dit nie misloop nie. Ons gaan kyk nou eers na die weer en dan gesels Frans Steinberg met Koos Reyneke. Môre is donderdag, maar kom ons gaan kyk hoe lyk die weer op jou donderdag. Op Katima Mulilo is sonnige dag môre met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 35. Op Windhoek in die hoofstad 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 31 grade Celsius, ook 'n sonnige dag daar. En op Potchefstroom 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 34. Swakopmund môre bewolk met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 15 grade Celsius. Ook bewolk op Keetmanshoop met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 34, maar sonnig op Reebot met 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 33. Mense met 'n geskiedenis van borskanker kan 'n hoër risiko hê om metastatiese siektes te ontwikkel as hulle 'n respiratoriese infeksie opdoen wat deur 'n virus veroorsaak word. Gedurende die eerste 2 jaar van die COVID-19-pandemie het wetenskaplikes 'n toename in kankersterftes opgemerk en die toename was nie net te wyte aan sterftes as gevolg van COVID-19 of aan vertragings in kankerondersoeke en behandeling nie. Navorsers het gevolglik begin wonder of daar 'n verband was tussen respiratoriese infeksies en die ontwikkeling van metastatiese kanker. Die navorsers bevind dat die aktivering van die kankerselle veroorsaak is deur 'n proteïen genaamd interleukin 6. Immuunstelle stel hierdie proteïen vry in reaksie op infeksies of beserings.
Medisyne wat interleukien 6 teiken en wat beskikbaar is, kan moontlik die ontwaking van kankerselle na 'n infeksie voorkom of vertraag. Maar meer navorsing is egter nodig om te sien of hierdie benadering werk. In 1994, a group of Namibians saw a need for a grassroots Namibian medical aid fund. The Prosperity Medical Aid Fund was born right here, among the hard-working fishermen and ship workers of Walvish Bay. In 2001, in order to establish a fund focused on its members that put their health first, the fund formed its own identity away from its administrators, Prosperity Health. It was named Renaissance Health as a symbol for the renewal of medical funding in Namibia, a transformation in health. Renaissance members voted for their first board of trustees who would carry the fund forward for all Namibians. By 2010, Renaissance had members across the entire Namibia, a fund founded by Namibians for Namibians to ensure access to quality healthcare. In 2020, RMA was put to the test with COVID-19, supplying life-saving oxygen machines door-to-door to members when our Namibian hospitals were full, saving many of its members' lives. RMA is not just a medical aid fund, it's a partner in health for its members, whether through our chronic compliance programs or yearly wellness checkups. RMA was started by you. It belongs to you. A proudly Namibian first medical aid fund providing the best in care for all Namibians. Renaissance Health Medical Aid Fund, serving Namibia since 1994. RMA. Your health comes first. Hartlike welkom. Dit is vir my 'n verskriklike groot voorreg om vir Koos Reyneke hier by Klets Kompas te verwelkom. Baie dankie dat jy bereid was om in te kom, Koos. Baie dankie vir die voorreg. Ek is ongewoond aan hierdie klas van goed wat jy nou wil doen, maar dit is my wonderlik hier. Koos, wat die rede, Die rede hoekom ons jou hier het. Ja. Jy is die fotograaf van die olifant wat gebrand het in Etosha. En daar is verskriklike beskuldigings na jou gegooi, dat hierdie foto gedokter is, en dit kom onder meer uit geleedryf van die omgewingsministerie, maar jy het vir my gewys, daai foto, dit is jou foto, jy was daar, jy was op die toneel, so dit is nie 'n fopfoto nie. Ja, nee, ek is tegnologies baie gestremd wat moderne tegnologie betref. Jy sê, jy kan nie eens 'n foto edit nie. Ek kan nie 'n foto dokter of edit of nie. Die enigste wat ek kan doen, ek kan 'n foto se rande afsny, goed wat ek sien nie van ek hou nie. Ja. En wat ek kan doen, omdat ek in fotografie belangstel, het mense al vir my gesê, kry hierdie program, vat daai, kry Photoshop of kry so, ek het nie. Maar dis nie reg nie. Dis nie ek nie. Ja. Ek wil goed onthou hoe dit was die oomblik toe ek dit afgeneem het. So al hierdie foto's is so. So Koos, jy was op 'n plaas by Kamanjap, aangrensend aan die Etosha park, en dit is die plaas Karos, en dit het toe nou daar begin brand. En jy is toe nou Saterdagoggend, so 7:00 se kant, Sondagoggend 7:00 se kant, is jy toe nou daar in die park in by die Galton Hek. Ja. En die eerste ding wat jy afgeneem het was 'n uil in hierdie verwoestende pikswart, pikswart soos my hemp, en hoe my hart voel oor hierdie brand. Dit was toe die eerste ding wat jy afgeneem het. Ja, ek sien toe die ding, my vrou stry met my, ek ry agteruit, sy kyk met die verkyker, sy sê, as niks, ek sê, daar sit hy. Nou, ek het die fantastiese kamera wat
kan inzoom 3000 mm, Ja. nie 300 nie. Ja. Dis 125 keer sterker as 'n baie goeie verkyker. En ek het daai Ja. foto ook gesien, dis Ja. fantasties. En Ja. dis so naby, dis detail, dis in fyn besonderhede. Ja, jy kan die uil se oog, elke haartjie sien tussen die takkies deur. Ja. Nou, daar was min wild en ons het op 'n trop leeu's afgekom, 16 leeu's wat 'n ding daar eet amper in die pad. Daar Ja. was nie eintlik ander karre nie, daar was Ja. 2 bakkies. Ruk by hulle deurgebring, maar ek het vir haar gesê ons moet by Okokeye uitkom, dis ver. Ja. En ons het aangery. Ja. En daar's elke 10 km is daar 'n watergat. Ons het by die meeste ingery net om te kyk, Ja. maar die meeste is ingebrande veld, daar's niks. Maar ons kom by die een en hy het redelik baie diere. En toe ons uitry, sien ons hier staan 'n kar en die persoon sê vir ons there's lions there. En nou kyk ons sy stry, ek het dit afgeneem, die 2 leeu's onder 'n boom. En ek sê vir my hier lê 'n dooie olifant. Sy sê ag nee man, moenie dit sê nie. Ek sê ja, kyk hoe hy gebrand. Ja. En ek neem hom af, net 2 of 3 foto's. Sy Maar sê dis die kalfie. nee, ja, dis die die kalfie. Sy sê ek wil dit nie sien nie, kom ons ry. Ja. Dit is ontstellend. Jy sien hoe die vuur sy velle afgebrand. En ek dink sy maag moes gebars het van die vuur want jy Ja. kan sien iets uitgeval. Nou net 7 minute later. Daar's 2 olifante, sê sy. En nou draai ons in by die plek. Dis net voor mens by Charles Maree Dam kom, net voor dit. Want ek het nog vir haar gesê 5 minute dan se daar en omtrent 4 minute later hier sien ons die 2 olifante. Ja. Dis met ander woorde die suiping, die krib net dis kan Charles Maree Dam. Ja. En ek is dadelik wil ek die 2 pragtige olifante afneem wat tussen 'n klomp springbokke staan. En sy sê, "Maar wat maak keer daai een se vel?" Sy kyk deur die So sy verkyker. Polette dit raak gesien. Ja, sy het dit raak. Ek het nog nie eens gekyk na hom nie. Ek Ja. neem die 2 grootes af en ek swaai die kamera en ek sien. Ek dog, "Joh." Nou ek het 'n foto gou geneem soos wat hy was en ek zoom in, maar ek kon dit nie glo nie. Ek kry hoendervleis toe ek inzoom. Ek sê vir haar, "Kyk sy ore, hy het heeltemal verbrand." Dis afgryslik. Hy gaan dit nie hou nie. Nou my broertjie, my jongste broer het met 'n pot kookwater verbrand. Ons moes hom vasbind op sy maag op 'n bed toe hy 1 jaar oud was, omdat sy hele rug se velle afgeval het van die hele pot kookwater op sy rug. En ek kry daai prent in my kop. Ja, Ek sien die velle val van die olifant af. Oef. Sy sê moenie baie foto's neem nie. Ons moet ry. Ek wil dit nie sien nie. En die 2 bulle kom verdryf hom weg. Maar ek sê vir haar, kyk, hy stap vinnig na die modder, hy wil sy vel toemaak met modder, omdat dit so af is. En hy het begin, maar hy het gesukkel, sy slurp het seer gekry, maar op van die foto's kan jy sien met sy voet en sy slurp krap hy modder by mekaar, en op die een foto sien jy duidelik hoe die modder hier spat agter sy rug. As mens mooi inzoom, kan mens dit duidelik sien. En toe hulle aankom, toe moet hy pad gee. Nou loop hy weg, en die foto wat die meeste koerante en goed geplaas het, stap hy weg van die water, en jy sien hy's nat aan sy linkerhand. Dis waar hy nou die modder klaar op hom gegooi het. Ja. Maar die eerste foto's wat ek van hom geneem het, is nou droog, heeltemal pink. Mens kan sien die dik vel is af. Maar mens wil dit nie sien nie. Ja. En nou, die eerste tot die laaste foto was 2 minute, presies. Ja. En sy sê net vir my, Koos, jy wys nie hierdie foto's vir iemand nie. Die kinders mag dit glad nie sien nie. Dis te ontstellend. Ja. Nou kom ons hierso en ek is regtig baie ontsteld. Ek moet eers sê, ek ry onmiddellik reguit Okokeye toe. Ja, Ek sê, dis wat ek wil weet, want dit was kritiek. Hoekom het jy dit nie ek- aangemeld? Nee, ek by ry die- onmiddellik maar by jy die het dit toonbank. wel aangemeld. Sy sê sy gaan so lank vir ons ietsie kry, koeldrankie of iets. Ek sê ek moet eers onmiddellik hier ingaan. Ek sê vir haar, ek soek die wildbewaarder. Why do you want to see him? Nee, want daar's 'n olifant baie seer gekry. What happened? Ek sê, no, it's terrible. I've got pictures. They must go and help it. Sy geroep iemand, hier kom 'n senior persoon agter die toonbank uit.
ons het 'n hele ruk daar gestaan, tot daar so samedromming om ons was, dat ek begin verleef voel, want almal wil inboek, en nou help hulle my. Ja, dit voel of jy almal ophou. Ja, dit voel of ek almal ophou. Ja. Sy sê, he's probably in the field, he's not answering, we tried. Ek sê vir haar, take my number, you've got everything, we are looking for a room, if possible, en sy gee 'n astronomiese prys, meer as 3 keer wat ons in die verlede betaal het, meer as 3 keer, Want jy 4 het al keer. 17 keer Etosha besoek. Ons het 17 keer die afgelope 5 jaar in Etosha, ons was 43 dae in Etosha. Ja. Nee. So, ek sê vir haar, ons sal by die watergat gaan sit, hulle moet my bel. En ons het daar gaan sit, en bietjie verversings gehad, paar foto's geneem. Sy sê, dis te warm. As ons nie 'n kamer kan kry nie, hoe gaan ons uithou? Ek kyk op my foon, ek sê, ja, ek sien dis 33 grade. Sy sê, maar dis verskriklik. Ek sê, ja, as oor ons nou in die ligreëling in die kar gery het, hou net bietjie uit. Sy sê, ag, as hier tog net 1 olifant kom, dan kan ons ry. Ek sê nog vir haar, kom ons ry, ek soek 'n verskoning, ek moet altyd met 'n draaiwerk, ons kan by Springbok vlakte om so uitry, miskien sien ons iets. Sy sê, as hier 1 olifant, dis nie klaar gepraat nie, hier kom 1 olifant. Maar my vrou het 'n direkte lyn boontoe, en nou weet ek, sy het 'n skietgebed opgegee. Ja. Ek sê vir haar, dalk stap hy voor aan, hier kom 17 ander. Wonderlik. So dit is al 'n goeie einde. Ja. Ons sê vir jou verskriklik dankie dat jy hierdie foto geneem het en dat jy dit onder die aandag gebring het van natuurbewaarders. En dankie, ek weet jy wou nie hierdie foto plaas nie, maar dankie dat jy dit gedoen het. Ons waardeer dit en ons wil net vir almal verseker, dit is nie 'n fopfoto nie. Baie dankie Koos. Plesier, baie dankie. Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is môre weer terug om 12:30 op Netwerk Televisie. Dit is DStv 285, GoTV 25 asook oneup2.com. Maar tot dan, is dit mooi bly.